Goeiemôre, liewe Geesfamilie. Baie welkom aan elkeen vanoggend hier. Hier waar jy nou sit, moet jy weet, jy is welkom. Veral, omdat dit nou in die tyd van Pinkster is. Julle, in Pinkstertyd kan ons die Heilige Gees se teenwoordigheid nog meer ervaar. En ons is so opgewonde, en ons sien uit, en ek wil sommer sê, vanaand begin die Pinkster. Dit is by ons kerk vanaand, 6:30, en dit is tot donderdag aand, en sop en brood word na die tyd bedien. Nou Handelinge, Johannes 16 vers 7 sê, dis tot julle voordeel, dat ek weggaan. Ons het mos nou juist donderdag die hemelvaart gedoen. Want, as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle kom nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. So wat 'n vreugde, dat ons hierdie week, net opnuut die Heilige Gees kan omarm, en verwelkom in ons midde. So kom asseblief, bring iemand saam, trek lekker warm aan, kom ons maak hierdie kerk vol, saam met die moedergemeente. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier by mekaar te wees, in die koue, maar die warmte van die Heilige Gees te ervaar. Dankie ook vir hierdie tyd wat ons kan betree. Ons sien so uit om U ook in hierdie oggend, maar ook in hierdie week opnuut te bedien. Dankie vir die vuur van die Heilige Gees wat as dit koud is, ons harte kom warm maak. Ons het regtig so 'n verwagting om net weer opnuut U te beleef en te ervaar. En dankie Here, dat U ons kom warm maak, sodat ons kan uitgaan en dit uitdra, ook aan ander. Dankie vir elkeen wat vanoggend 'n bydrae gegee het. Ons kom vra dat U hierdie fondse sal gebruik, dat dit gebruik sal word tot eer van U koninkryk alleen. Here, ons wil ons hande en harte oopmaak in hierdie oggend, ook vir die diens, en ek kom bid vir Pieter, lei hom, en Here, wil U Gees vanmôre kragtig deur hom praat. Ons loof en prys U, en ons is so lief vir U. In die naam van Jesus. Amen. Here, ons buig voor U. Kom woon hier in my lofsang, ek wil eer aan U toon. My lewe is 'n offer, ek gee alles oor. My krone by U voete, U ken my elke dag. My siel voor U ontbloot, U sien alles raak. Nader aan U. Ek wil steeds nader
U. Heilig is U wese, doch ken U my by die naam. Koning van die heelal wat my altyd dra. U rig my elke voetstap en U ken my elke spoor. U is my hart se herder, ek is nooit verlore. Ek wil steeds nader aan U. Ek wil steeds nader aan U. Ek wil steeds omsingel my, by U kan ek skuil, in U skadu bly, en U nooi my in U volheid in, en hier wil ek bly. Steeds nader aan U. Ek wil steeds nader aan U. Ek wil steeds nader aan U. Kom woon hier in my lofsang, ek wil eerbied aan U toon. My lewe is 'n offer, ek gee alles oor, altyd steeds nader aan U. Ons wil weer nader aan U. Ons kom weer Dankie Here, dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie Heilige Gees,
vir elke werking vanoggend, vir elke stuk genesing in ons siel, in ons gedagtes. En vanoggend verklaar ons net, Here, ons wil naby aan U wees. Ons wil in die teenwoordigheid bly rus. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend sal aanhou beweeg in die diens, sal aanhou beweeg, Here, deur die woord, sal aanhou beweeg, Here, selfs in die kinderkerk. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Here, U is 'n goeie God. En ons is so lief. Ons is so lief. Dankie dat U ons gekies het, Here. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U saam met ons stap. En vanoggend eer ons U met ons hele hart, met ons siel, met al ons verstand. Dankie dat U hier is. En dankie vir vanoggend. Ons is so lief, Here. Dankie, Jesus. En almal sê saam, Amen. Amen. Kan ons net vir die lofgroep dankie sê vir vanoggend. Ek dink daai was ongelooflik. Ek moet weer sê, Pieter, vanoggend is nou een van daai dae waar ek eintlik so bewus raak vir die teenwoordigheid van die Here. Dat ek amper net hier voor wil kom lê op die trappie. En eintlik net wil inneem. So dankie vir julle, dankie vir die lofgroep en vir alles wat ook daar gebeur het. Ek's 'n groot voorstander. Ek glo in lofsang as een van die maniere hoe sekere goed in ons gees en ons gedagtes losgemaak word. Want baie keer kom werk die Here juis in daai plek waar jy sê, maar Here, ek gee in hierdie oomblik my fokus vir U. Ek gee in hierdie oomblik my hart, my alles vir U en ek draai na U toe. So ek het 'n opgewondenheid oor dit wat vanoggend gebeur het. En ek wil vir jou sê, hierdie week was vir ons regtig besonders mooi. Daar het 'n klomp goed uitgekom na verlede week, na die konferensie, na alles wat daar gebeur het. En dankie vir elke getuienis. Moenie ophou stuur nie. Selfs as daar vanoggend iets in jou hart gebeur, iets in jou gees begin losgaan, stuur daai getuienis. Stuur dit vir Marlies in die kantoor. En dit stig ons gemeente, ons kan dit deel met ander ook, wat sê, maar ek het ook iets van daai nodig. Of weet jy, die Here het ook so in my hart kom raak. Nou net so in die Pinkstertyd wat vanaand begin, vertrou ons die Here vir groot goed. Ons vertrou die Here regtig vir 'n groot werking van die Gees. Onthou, daar was ook kinderpinkster, en daar gaan 'n klomp goed rondom dit ook gebeur, so daag op, nooi mense, en kom ons vertrou die Here dat daar hierdie vonk in die gees kan wees, hierdie week, wat ons dorp radikaal gaan aanraak. So ek is lekker opgewonde oor dit, en vandag gesels ons oor die tema sluit oop, en het sluit eintlik aan by ons tema van 2 weke terug, die aard van beheer. So ons sien op 'n stadium in Matteus 16, net voor ek verder gaan, Ek besef ek het nog nie almal gegroet vanoggend nie, so net goeiemôre. Goeiemôre. Nou my pa het altyd gesê, goeie maniere maak 'n man, jy weet, so ons moet net daar begin. Maar sien op 'n stadium in Matteus 16, sien ons hoe Jesus by die disippels is, en dan sit nou net voor die hemelvaart, dis voor al die goed wat met hom gaan gebeur, en dan kyk hy hulle in die oë, en dan vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? En julle sal onthou 2 weke terug het ons daaroor gesels, en dan sê sommiges, Here, maar party sê, U is een van die profete, en ander sê, U is Moses. Maar dan kom Petrus, en Petrus sê hierdie, en ek sien in my geestesoog, hoe kyk hy vir Jesus, en dan sê hy, maar U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dit is een van die mooiste oomblikke in die woord, en dan kyk Jesus vir hom, en hy sê vir hom hierdie, Matteus 16 vers 17, kom ons lees saam, Matteus 16 vers 17, gelukkig is jy, Simon Barjona beteken net seun van Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie die mens wat het in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. So gelukkig is jy. Die woord gelukkig in ander vertalings is geseënd. So geseënd is jy, Simon, geseënd is jy.
En dan net hierna volg dit waarmee God hom seën. Waarmee die Here hom seën vir die tyd wat kom. Maar sien, die woord gelukkig of geseënd beteken om iets in oormaat te ontvang, of om versadig te word met iets. Met ander woorde, wanneer God my seën, ontvang ek so baie, in soveel oormaat, dat ek niks anders nodig het nie. Wanneer 'n mens jou seën, voel ek goed, en dis mooi, en is goed, en ons woordjies, en ons cupcakes met kersies, en ons het koevertjies, en ons het al hierdie goed, maar wanneer God jou seën, is dit anders. Dis heilig, en dis groot, en dit verander die geskiedenis van jou lewe, en jou familie, en jou generasies, wat voor jou was, en wat na jou kom. Daar's iets rondom 'n goddelike seën, wat jou hele lewe impakteer. So hy sê, gelukkig is jy Petrus, geseënd is jy Petrus. En nou sien ek Petrus waar hy sit, en hy besef, maar ek het nodig om te luister, want as my God my seën, is dit baie groter as enigiets wat ek al voorheen beleef het. En dan seën Jesus vir Petrus met hierdie, kom ons lees saam, Matteus 16 vers 18. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jy sal onthou, soos ons laas gesê het, dis die bruilofsbelofte. Die magte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. Maar daai belofte is ook vir jou. Daai belofte is ook vir jou familie. Daai belofte is ook vir jou kinders. Selfs nie eers die magte van die doderyk sal dit oorweldig nie. Met ander woorde, wanneer ek 'n gelowige word, my ja vir Jesus gee, gaan staan Jesus self voor my. En soos wat die vyand aanval, of die doderyk my probeer aanval om by my kinders uit te kom, staan hy voor my en hy sê, maar nie eers die doderyk sal jou kan raak nie. Dis die bruilofsbelofte. So hy seën hom met hierdie. Maar dan kom die gedeelte waarop ek wil fokus vandag, Matteus 16 vers 19. Hy seën hom dan ook met hierdie gedeelte. Ek sal jou, kom ons lees saam, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Hier is maar een van die mooiste gedeeltes in die woord. Maar een van die probleme van hierdie gedeelte is baie keer lees ons dit soos ons Afrikaans in graad 1 gelees het. Jy gaan net deur die woorde. Maar agter hierdie woorde is daar gees. Agter hierdie woorde is daar emosie. Hierdie is een van die laaste goed wat Jesus op aarde sou sê. So dis amper soos 'n pa wat op 'n sterfbed lê en vir sy kinders sê, maar ek wil hê, julle moet hierdie onthou. En ek gee vir julle hierdie een laaste ding. En ek sien amper in my geestesoog hoe Jesus by Petrus staan en sê, maar Petrus Boeta, hou vas aan hierdie ding. Hierdie is iets waarmee ek jou seën vandag. En dan gee hy vir hom die sleutels van die koninkryk van die hemel. Nou ons het laas ook hieroor gepraat, maar 'n sleutel sluit sekere deure oop of toe. Maar as hy dan vir Petrus hierdie sleutels gee, dan bedoel hy daarmee met hierdie vers, dat hy vir Petrus die sleutels gee en later vir die kerk, om die deure van die koninkryk van God vir sekere mense of oop te sluit of toe te sluit. Met ander woorde, ons het die vermoë om deure vir mense oop te sluit, sodat hulle die goeie nuus van Jesus kan hoor, sodat hulle kan groei in die gees, sodat hulle die woord van God kan leer ken, en sy gees kan vloei. Ons het die vermoë ontvang om deure oop te sluit, sodat mense bekend gestel kan word aan my Jesus. So hy sê, Petrus, ek gee vir jou die sleutels, sodat mense by jou van my kan begin hoor.
ek gee vir jou die sleutels, maar dan sê hy ook, Petrus, wat jy toesluit op aarde, sal toegesluit bly in die hemel, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. So hy sê met ander woorde, Petrus, as jy die deure van die kerk toemaak, daai sleutel draai, dat die deure toegaan voor sekere mense, en julle nie meer die goeie nuus verkondig nie, soos wat baie doen. En julle nie meer bid vir genesing nie, soos wat baie doen. En julle nie meer veg vir bevryding nie, soos wat baie doen. Gaan julle die deure van die koninkryk vir sekere mense begin toesluit, wat veronderstel was om die goeie nuus hier te ontvang. So hy sê, sluit oop daai deure, en dan sal hulle ook eendag in die hemel saam met my kan wees. So hy seën vir Petrus met die sleutel van die koninkryk. Hy seën hom met 'n sleutel. Hier's wat ons nie besef nie, is wanneer God vir Petrus seën met 'n sleutel, gee hy daai selfde sleutel in ons hande as gelowiges. En dit is 'n groot verantwoordelikheid. Ek weet nie of julle ook so iets ontvang het nie, maar ek onthou op 'n stadium, was daar hierdie beweging, as jy 21 geword het, mondig geword het, dan het jou ouers altyd vir jou hierdie sleutel gegee. En ek moet sê, ek weet nie meer regtig wat die sleutel beteken nie, maar in elk geval, jy het die sleutel ontvang. En op 'n stadium was daar amper hierdie kompetisie, so as jy kom in sekere winkels, afhangend van jou begroting, kon jy 'n klein sleuteltjie kry of 'n al hoe groter sleutel. En vandag het party mense nog daai massiewe ding wat hang in die huis. Dit het jou halwe kar en 'n klein nier gekos, maar dis dit. Met daarom vir 'n sleutel gegee. En die sleutel was daai manier om te sê, maar jy is nou volwasse genoeg om sekere goed in die lewe te kan doen. En ek sal nooit vergeet nie, een van die mooiste oomblikke van my lewe, ek is nog 'n student, en daai jaar het ek nog bus gery in die oggend. En dan klim jy nou op die bus, en as die bus laat is, wel jammer, dan sê jy maar laat vir klas, en jy is laat vir alles. En eendag bel my pa my, en hy sê vir my, hoorie, kom net gou uit die woonstel uit. Ek het vir 'n klein pakkie daarvoor. En toe ek so by die voordeur uitstap, en ek kyk so oor die pad, toe staan daar so helder pers Corsa Light. En hy staan met die sleutel. Jesus, kyk, ek het al my manlikheid verloor in daai oomblik, want ek was opgewonde. Oor hierdie pers Corsa Light. En dit was nou nog een van daai Corsas waar jy die choke moes trek, om hom aan die gang te kry. Ek weet nie of daai onthou nie. Maar dit was vir my die mooiste oomblik. Dan sê, kom ons klein predikertjie ook. Mooi man. Ja. Ons leer hom nou al om saam te preek, man. Ja. Hy is een van die dae, nie? Maar jy het die sleutel ontvang, en dit was vir my die mooiste oomblik, want ek het die sleutel om uiteindelik 'n kar te bestuur, saam met my sleutel van my 21ste verjaarsdag. Maar sien, is dieselfde in die koninkryk. Daar kom 'n sekere oomblik, waar ek 'n sekere geestelike volwassenheid bereik, waar die Here my begin vertrou met die sleutels van die koninkryk. En vir Petrus was daai oomblik toe hy sê, maar U is die Christus, die Seun van die lewende God. So dan seën hy hom met hierdie sleutels, maar die seën het 'n doel. So ons lees in Genesis 12 vers 2, sê die Here vir Abraham, hy sê, ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie, ek sal jou seën, sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Sien, ons word altyd geseën, ja, in die eerste plek om ons te help, maar ook om ander te seën, om seker te maak, dat hulle in 'n plek kom, waar hulle nie nog nodig het nie. Die ander woord vir seën is ook versadig, om seker te maak, hulle is versadig in hulle lewe. Maar dan seën hy ons ook met hierdie sleutels, om sekere dinge te kan oopsluit, en sekere dinge te kan toesluit, en alles deur die Heilige Gees.
Is wat vir my so mooi is van dit? Ons besef nie hoeveel mag ons het deur die Heilige Gees, deur die naam van Jesus Christus, om sekere goed in ons eie lewe oop te sluit en toe te sluit. En sekere goed in ons familie oop te sluit en toe te sluit nie. Hoekom? Sodat hulle, wanneer ons 'n ding oopsluit, Jesus sal sien. En sodat ons, wanneer ons sekere dinge toesluit, die vyand kan keer wat aanhou steel. So hy sê, wat ook al jy oopsluit, sal oopgesluit bly, en wat ook al jy toesluit, sal toegesluit bly. Die woord oopsluit beteken hierdie, in Matteus 16:19, dit beteken om die kettings van iets af te breek, of om vry te maak. So ek sluit nie net iets oop nie. Wanneer ek die sleutels van die koninkryk in my gees ontvang, dan kan ek die slotte van kettings in my familie begin oopsluit, sodat dit afval en hulle begin vrykom. Vir my was een van die mooiste oomblikke. Ek het so 'n paar jaar terug, kom die een pappa na my toe, en hy sê vir my, hy sê, Pieter, ek sit in 'n plek waar ek sukkel om drank te los, alkohol te los. Maar sy meisie, sy dogtertjie, sit een hand op die stoep vir hom en wag terwyl hy uit is. En hy is besig om te kuier en te kuier en te kuier. En ek weet nie hoe laat nie, maar op 'n stadium besluit hy, ek gaan huis toe gaan. En toe hy by die huis aankom en hy stap so in die tuin en hy swaai maar 'n bietjie. Toe sit sy dogtertjie en wag. En sy staan op en sy gaan na hom toe. En sy sê, Papa, sal jy hierdie los vir my? En hy sê vir my, Pieter, ek het gebreek. Ek het gebreek. Maar hy het ook besef in daai oomblik, en dit was vir my so mooi, hy het besef in daai oomblik, as ek hierdie goed nie nou los nie, dan is ek besig om 'n sleutel te draai. En dis waar die preek vandaan kom. Hy is besig om 'n sleutel te draai in sy familie, wat vir sy dogtertjie gaan sê, maar dis hoe 'n pappa optree. Dis dinge wat 'n pappa doen. En hy sê, ek het besef, ek moet stop. En hy hou op daai aand in 'n oomblik. Nou ek weet nie hoeveel jaar se verslawing nie. As gevolg van 'n dogtertjie wat gesê het, sal pappa dit los vir my. Ons besef nie die mag wat ons in ons hande het om sekere goed oop te sluit in ons familie of sekere goed toe te sluit nie. Die feit dat hy dit daai aand toegesluit het beteken dat sy dogtertjie nie in daai selfde patroon sou aanhou en aanhou en aanhou nie, en later sy seun ook nie. Sien, een van die mooiste voorbeelde van hierdie sleutel wat draai, kry ons in die verhaal van Naftali. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het van Naftali nie. Jy het waarskynlik al, maar Naftali was een van die seuns van Jakob. En toe Naftali, wat 'n seun is, gebore was, het Rachel vir hom hierdie naam gegee, en sy het vir hom hierdie naam gegee, omdat hy vir haar hierdie stryd was, hierdie oorlog in haar lewe. En hy was deel van die stryd, om vir Jakob genoeg erfgename te gee. En toe hou sy aan, om kinders te kry, naderhand by haar slaaf, sodat sy hierdie erfgename vir hom kan gee. Dis baie keer soos mense wat sê, maar ek soek eintlik 'n seun, en nou gee die Here vir hulle die heeltyd dogtertjies, en nou is dit 1, en naderhand se 2, en naderhand se 3. Ek wil net sê, as jy graag 'n ander geslag begeer in jou lewe, en jy hou aan kinders kry, onthou net, 1 kind is 1, 2 kinders is 2, 3 is 6, en 4 is 'n crash. So pas op. Maar sy hou aan kinders kry, dan gee sy van Naftali hierdie naam, my stryd, of in vandag se Afrikaans, my oorlog. So kan jy dink, elke keer, as hulle Naftali se naam genoem het, het hy gehoor, maar ek is my ouers se stryd. Ek is hulle oorlog. Ek wil net sê, ek dink ons Afrikaners sal waarskynlik daai naam tot ons voordeel gebruik. Nee, want ek kan nogal sien, Pieter, as die Springbokke uitdraf, hoe kom daar op die skerm, en op slot is oorlog van Heerden. Dit is 'n mooi ding. Maar in elk geval, my stryd.
En dan word hy groot in die plek waar die vloek op sy lewe lê. En elke keer as hy iets probeer, sê die woord, het daar droogte gekom. En hy was in droogte, op droogte, op droogte, en hy het sy lewe gesien as moeilik, as 'n vloek, want dit was gespreek oor hom, jy is my stryd. En dan op 'n stadium, in die middel van hierdie stryd, neem sy pa autoriteit. En hy sê, maar my kind, ek gaan die sleutel draai in jou lewe. Ons besef nie as ouers wat se invloed ons in ons kinders se lewe kan hê nie. Ons kan 'n sleutel draai wat 'n familiepatroon in 'n oomblik stop. Of ons kan 'n sleutel draai wat dinge oopmaak en ons kinders blootstel aan 'n stryd. Sien Spreuke 18:21 sê hierdie, dit sê die tong het mag oor dood en lewe en die wat lief is om te praat sal die gevolge dra. So Naftali is in hierdie plek waar hy besig is om die gevolge te dra van ouers wat gesê het, maar jy is my stryd. En net so is daar baie hier vanoggend wat deurgeloop het onder ouers, wat deurgeloop het onder mense wat gesê het, maar jy is my probleem, ek wou jou nie gehad het nie. Hier's mense wat deurgeloop het onder leuns, vir jaar in en jaar uit en jaar in en jaar uit, en jy besef nie, daar's 'n sleutel in jou hart gedraai nie, en dis hoekom ek aanhou sukkel. Dis hoekom ek aanhou sukkel om te glo in myself, aanhou sukkel om vas te hou aan die waarheid, want ons 'n sleutel gedraai deur iemand se woorde. Maar sy pa sê op 'n stadium, dit stop hier, tot hier toe en nie verder nie. En dan sê dit in Genesis 49 vers 21, begin Jakob 'n seën oor hom uitspreek, en hy sê vir hom hierdie, hy sê Naftali is 'n bok wat vrygelaat is en pragtige lammers voortbring. Die woord vrygelaat beteken losgemaak van sy verlede. En pragtige lammers is 'n spreekwoord wat iets beteken soos gaan baie bereik. En in daai oomblik, toe Jakob, Naftali se pa besluit, genoeg is genoeg, en hy begin lewe spreek oor sy seun, het hy 'n sleutel in sy lewe begin draai, wat die vloek van hom afgehaal het, wat die kettinge laat afval het en afgebreek het. En ewe skielik het Naftali begin groei in die Here. Ewe skielik sê Moses hierdie oor hom, Deuteronomium 33 vers 23, oor Naftali het Moses gesê, Naftali geniet baie guns, hy word ryklik geseën deur die Here en besit die see en die suide. Vanaf ek is vasgevang in hierdie stryd, ek is vasgevang in hierdie droogte, maar hy besit die see en die suide. Hoe dit gebeur? Dit was 'n pa wat gesê het, tot hier toe en nie verder nie. Ek draai die sleutel in sy lewe. Ek draai die sleutel in my familie. En ek gaan begin lewe spreek. Ons besef nie hoe vinnig ons 'n negatiewe, bose sleutel kan draai in ons familie, of in ons huwelik, of in ons werksplek nie. Baie van dit gebeur deur woorde, maar baie keer reageer ek ongeduldig, of in aggressie, of het ek het die ding wat in my hart begin opbou, wat my bitter maak, en dan draai ek 'n sleutel, wat mense lei na 'n plek van boosheid toe, en ek besef nie, maar ek kan ook die sleutel draai na God toe. Naftali daag my uit, want ergens het ek nodig om te begin lewe spreek oor my familie. Ek het nodig om te begin lewe spreek oor my dorp. Ek het nodig om te begin lewe spreek oor my kinders. En die oomblik as ek dit doen, dan sluit ek sekere goed in die koninkryk vir hulle oop. En dis nie net lewe spreek nie, partykeer moet ek hulle seën. Dis vir die lekkerste ding om vir my seentjies te sê, maar ek sien Jesus se liefde in jou. Partykeer moet ek by hulle staan as dit vir my voel, hulle is eintlik veronderstel om hulle eie potjie te krap. Want ek wil nie 'n Rachel wees
wat sê jy is my stryd nie. Ek gaan nie goed toesluit nie, ek gaan dit juis oopsluit. Ek gaan dit juis oopsluit. Ek wil jy moet vanoggend weet, die Here het sekere sleutels in jou hande gegee. En baie keer draai ons dit na die verkeerde kant toe en ons sluit die koninkryk van God vir mense toe. Baie keer vra iemand, bid vir my, of selfs jou eie kind, dat ek sit met hierdie siekte of hierdie seer. En jy sê, ek gaan iemand anders vra, maar die Here wou jou gebruik, om daai sleutel te draai in hulle lewe, sodat hulle Jesus kan sien. Net so baie gesinne besluit, ons gaan nooit kerk toe kom nie, en ek weet, mense gaan nou en dan op vakansie, dis reg en dis goed. Maar baie gesinne het 'n aktiewe besluit geneem om te sê, ek gaan nooit kerk toe kom en my gesin blootstel aan die teenwoordigheid van God teen, en hulle besef nie, daarmee is hulle besig om die sleutel te draai op die koninkryk vir hulle kinders nie. Hulle draai hom toe. Hulle sluit dit. Maar as ek hulle bring, en as ek opdaag, en as ek bid, en as ek hande oplê, en as ek seën, en as ek lewe spreek, en as ek hulle bekendstel aan my Jesus, dan gaan ek vanaf 'n Rachel na 'n Jakob, en ek sluit die toekoms van my kinders oop. En ek sluit hulle lewe oop, dat hulle Jesus kan sien. Wat vir my so mooi is, Naftali word die hoof van een van die 12 stamme van Israel. Hy kry 'n ereplek in die hemel, saam met die 24 ouderlinge. Omdat sy pa gesê het, tot hiertoe en nie verder nie. Ek weet baie van ons sit met goed wat deur generasies oorgedra is in ons familie. Baie van ons sit met goed in ons harte wat ons sê, maar Here, ek kan nie hiervan ontslaa raak nie, of in ons huwelik. Wil jy moet vandag weet, jy het die sleutels ontvang van die koninkryk. Sluit toe wat toegesluit moet word. En sluit oop wat oopgesluit moet word. Kan ek vra, kan ons gou saam staan? Kan ons gou saam staan? Wil jy maak het toe jou oor daar waar jy is. Maak het toe jou oor waar jy is. Die Here seën jou as gelowige met die sleutels van die koninkryk. Ek wil jy moet vanoggend weet, jy het die sleutels in jou hande om die koninkryk van God oop te sluit vir jou gesin, vir jou familie, vir jou werksplek of selfs meer. En jy sluit dit oop deur lewe te spreek, jy sluit dit oop deur hande op te lê, jy sluit dit oop deur vestinge af te breek. Jy sluit dit oop deur te sê, maar hierdie ding stop by my. En in die naam van Jesus Christus gaan ek daai deur begin oopmaak vir God. As jy vandag in 'n plek is waar jy sê, ek het nodig om sleutels te draai in my familie. Ek het nodig om sleutels te draai wat deure oopsluit vir God om te begin werk, of weet jy wat, ek het nodig om sleutels te draai wat sekere deure toemaak. Want hierdie ding kan nie aanhou oordra nie. Of dit leuns is, of dit verslawing is, wat ook al dit mag wees. Dan wil ek jy vat vanoggend in die gees daai sleutels en draai dit in jou gesin. Draai dit in jou familie. Die sleutel is in jou hande. Dis in jou hande. So Vader, ons vra vanoggend in hierdie oomblik, Here, soos wat U vir Petrus geseën het met die sleutels van die koninkryk om oop te sluit en toe te sluit, wil ek vanoggend vra, Heilige Gees, wys vir ons wat ons nodig het om sekere goed toe te sluit in die koninkryk en sekere goed oop te sluit. By van ons, Here, is dit 'n bekommernis oor 'n kind. En ons sien waarmee hulle besig is, en ons vra nou, Here, laat dit stop by ons vandag. Ons sluit daai ding nou toe in die gees, en ek sluit die deure van die koninkryk oop.
En Here, as ek self betrokke moet wees soos 'n Jakob, om my seun uit te spreek, of te help, of te dra, of in te saai in hulle lewe, laat ek dit doen, sodat hulle U sal sien, sodat die sleutels van die koninkryk vir hulle gedraai sal word. Gebruik my, Here. Maar Vader, vandag kom draai ons in die gees, elke sleutel wat deure toemaak, van verslawing, van vestinge, van leuns, van siekte, van pyn, en enigiets, wat in ons lewe, of in ons gesin se lewe, of selfs in ons werkplek is. En ons verklaar vandag in die gees, soos 'n Jakob, dit stop by my. Die stryd stop by my. En van hier af gaan ons seën. Van hier af gaan ons lewe spreek. Van hier af gaan ons die sleutels draai vir die koninkryk van God. En dankie daarvoor, Here. Ek wil vandag vra, Heilige Gees, kom draai daai sleutels na die regte kant toe, sodat ons ander ook kan sien. Draai daai sleutels in ons families, in ons harte, in ons gesinne. Draai daai sleutels sodat ander U kan sien. En as daar iets opduik, Here, in hierdie week wil ons vra, help ons om dit te draai na die regte kant toe. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U die koninkryk vir ons oopgesluit het, en dat ons dit vir ander kan oopsluit. In die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied en dan sluit ons af. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have
Net vinnig 'n paar goed. As jy by die hek moet uitgaan en die hekke is toe, sal jy sien ons 'n nuwe no-touch ding. Hou jou hand net daar vir 'n paar sekondes. Moet hom nie aanhou waai nie. Hou net vir 'n paar sekondes, dan gaan die hek oopgaan. En saam met dit onthou ons kinderkerk, koningskinders is aan die gang na die tyd, ook Rise Jeug, ook Next Gen. As dit jou eerste keer hier is, asseblief kry vir Ronel na die tyd daar agter, as jy graag op die WhatsApp groep wil kom of by die gemeente wil aansluit, as jy gebed nodig het, bly soms sit na die tyd, en of gaan na Ronel toe daar agter met die groen lanyard, en sy sal ook saam met jou bid. Ek wil jou vandag aanmoedig, gaan kyk in jou lewe waar jy nodig het, of in jou gesin se lewe, of in jou familie, waar jy nodig het om sleutels te draai in die koninkryk. En wees soos 'n Jakob, maak 'n Naftali oomblik, waar jy sê, hierdie ding stop vandag by my. En in die naam van Jesus Christus gaan ek begin seën, en ek gaan begin lewe spreek, en ek gaan begin hande oplê, ek gaan begin bid, en ek gaan begin saai. Vandag is 'n Naftali oomblik in jou familie. Draai daai sleutels in die gees. Ons gaan nie sien hoe dit draai nie, maar ons gaan die Here vertrou dat daai ding wat nodig is, sal gebeur. Daai deur wat nodig is om oop te gaan, sal oopgaan. Dat hulle Jesus sal sien hierna. Kom ons draai daai sleutels vandag in die koninkryk. Amen. Ontvang die seën van die Here. So mag Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy in jou huis en in jou lewe en in jou gesin en in jou familie en in jou werksplek en in jou besigheid Naftali oomblikke beleef. Hy het jou geseën met die sleutels van die koninkryk en draai dit vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy hier was. Dankie dat jy ons seën. Onthou om na die tyd saam te kuier en mag die Here jou seën. Sien jou vanaand by Pinkster en Kinderpinkster. Ek wil eerbied aan U toon, my lewe se offer. Ek gee alles oor, my krone by U voete. U ken my elke daad, my spieël voor U ontbloot. U sien alles raak nader aan U. Ek wil steeds nader